Goeiemôre en baie welkom by Sondag die 21ste November se video boodskap. Ons gaan vandag so 'n bietjie saamgesels uit Johannes 18 en voordat ons daaruit gaan saam lees, kom ons word stil en ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag ook kan stil word rondom u woord. Dankie vir die wonderlike reën wat ons die afgelope tyd ontvang. U bevestig daarmee net weer eens vir ons u sorg en u trou en u goedheid. En ons kom na u toe ook, Here, soos honger en dors aarde, om te vra dat u ook vir ons sal voed hierdie woord. En dat u daardeur ook vir ons sal help om te kan vrug dra en te kan groei, en u te kan verheerlik in alles wat ons doen. Geef vir ons ook 'n leerbare gees, geef vir ons 'n ontvanklikheid vir die woord, en 'n ontvanklikheid om onderskeiding te kan hê, ook in hierdie tyd wat ons leef. Ons bid dit in die groot naam Jesus. Amen. Vandag word al wêreldwyd op hierdie Sondag, die eerste Sondag of die laaste Sondag, voordat ons eintlik begin met Advent, die tree wat ons gee in die kerklike kalender na Kersfees, word al vandag Christus se koningskap gevier. So dit is die fees van die koning, soos wat baie mense dit noem. En hierdie doringkroon wat jy sien, net skaduwees wat dit gooi, skaduwees wat vir ons die ware storie vertel, die werklike kroon se refleksie is eintlik in die skaduwees. So ek gebruik hier die Latynse woord veritas, iets wat voorkom binne in hierdie gesprek waarna ons gaan kyk in Johannes. So, om te gesels oor wat waarheid is, en dit is wat vandag natuurlik in ons tyd, en ons era is altyd 'n kwessie, wat is waarheid? Wat is die werklike storie? Of wie se waarheid op die einde van die dag, kan ons seker vra. So ons sluit aan by die teks, waar Jesus verhoor word, en aangekla word dat hy die koning van die Jode is. En daar is 'n plot en 'n komplot natuurlik. Daar is 'n hele klompie verhore, een van die geleerdes sê, 6 verskillende verhore wat eintlik plaasvind in hierdie gedeeltes. En ons weet, Jesus het nou reeds verskyn voor die Sanhedrin, die Joodse raad, voor die hoëpriester. Hy is na Herodes Antipas toe geneem vir 'n verhoor daar, en dan sluit ons by een van die verskillende gedeeltes, want by Pilatus is daar eintlik 2, 3 verskillende verhoor wat plaasvind. En ons sluit aan by die eerste gedeelte, waar Jesus nou voor Pilatus verskyn in sy verhoor. En ons lees vanaf vers 33, natuurlik in Johannes 18. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan, en Jesus geroep, en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit die eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos jy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis af lê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. En dan kom hierdie geskiedkundige of historiese vraag, wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe, en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê, ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skree toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Ja, hy was eintlik 'n politiese gevangene, en tydens een van die opstande is daar iemand dood, en daarom het hulle hom gevang en opgesluit, so, as ons na die ander evangelies kyk. Johannes spandeer altyd baie tyd aan gesprekke in sy evangelie. Baie keer 2 gesprekke tussen mense, en ons sien dit ook natuurlik nou in hierdie teks. Die 2 hoofkarakters in hierdie gesprek is Jesus en Pontius Pilatus. Dit is 'n historiese moment,
En ons voeg natuurlik vir Pontius Pilatus in ons geloofsblijdenis in die 12 artikels of die apostolikum, soos wat ons dit ook ken, die apostoliese geloofsblijdenis. En dit is omdat Pontius natuurlik alles moes aanteken, ook hierdie verhoor het hy aangeteken in sy annale, in sy notules. En dit is daarom een van die buite-Bybelse bronne van wat hier gebeur het. En daarom sê ons, Jesus het verskyn voor Pontius Pilatus. Ons hoor die vraag van 'n aardse regeerder, is jy die koning van die Jode? Nou dink jy 'n bietjie in die toneel in, watter beelde kom by 'n mens op as 'n mens vir Jesus natuurlik in hierdie toneel sien? Sien ons hier 'n dienskneg in kettinge? Sien ons 'n vriend? Sy vriende het hom verlaat, weggehardloop. Sien ons 'n geneeser? Die een wat ander gesond maak en heel maak. Ons sien natuurlik, omdat ons van ander kant die kruis hierdie teks lees, 'n gekruisigde redder. Ons sien 'n opgestane Here, maar in hierdie toneel het dit nog nie gebeur nie. Sien ons Jesus as die koning? Wat een van hierdie prentjies kom na ons toe op? Ek dink, ons kan self die spasie daarin vir onsself ook invul. Pilatus verteenwoordig 'n aardse gesag, en hy weet dit. Hy soek na 'n waarheid. Maar is die waarheid wat hy gaan kry genoeg om Jesus ter dood te veroordeel? Hy verteenwoordig die gesag van die Romeinse Ryk. Hy is nie die gesag nie, hy verteenwoordig dit. En hy is eintlik bang, want daar was gereeld opstande in Jerusalem, daarom was daar gedurig deur verwisseling van gouverneurs in Jerusalem, want die Jode, veral onder die politiese opstandes, die politieke party, die Zelote, het baie keer agter hierdie opstande gesit. En hy moet sorg dat daar orde is, want anders moet hy antwoord teenoor die keiser in Rome. So, hy soek die waarheid. Is Jesus nou in opstand? Het die Jode nou weer 'n ander koning vir self verkies? Want onthou, Herodes is deur die Romeinse owerhede as 'n tipe koning aangestel om te help ook om hierdie orde te handhaaf. So wat gebeur nou hier? Jesus verteenwoordig nie die gesag van die hemelse ryk nie, hy is die gesag van die heelal, die hemelse ryk. En kyk mooi, hoe neem hy eintlik beheer van die gesprek oor? Tipies die leermeester, hy antwoord met vrae. Is dit vir die gesê, of sê jy dit op grond van die eie gesag? Dit sê hy natuurlik vir Pilatus, toe Pilatus hom vra, is jy die koning van die Jode? Pilatus is onbewus van sy rol, sy persoonlike rol in die groter waarheid. Sy konklusie na die hofsaak sal natuurlik wees, dan moet ek nou maar die vonnis op skrif sit, en hy slaan daarom ook hierdie bord van skuldig bevinding bokant die kruis, bokant Jesus se kop op, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En hy sit dit in 3 tale daar. So Pilatus stel op die ouene net belang in sy eie waarheid, en die waarheid van Rome. En sonder dat hy weet, dien hy eintlik die grootste waarheid, want Jesus sê, vir hierdie rede het ek gekom, om die skrif te vervul. Hy het eintlik nie op die ander sê hier nie. So, as ons nou gaan soek na waarhede in die teks, dan sien ons daar's verskillende waarhede. Ons sien natuurlik 'n klomp karakters. Kom ons kyk 'n bietjie, watter waarheid sien byvoorbeeld die Jode, die Sanhedrin, as hulle Jesus verhoor? Hulle skeer hulle klere, hulle beskuldig Jesus van godslastering, en dit sou nie genoeg rede klag gewees het by die Romeinse owerheid nie. Hulle mag nie eintlik iemand ter dood verhoor nie, veral nie na so verhoor nie, alhoewel ons weet, hulle het baie keer mense gestenig, want dit was hulle manier. Maar hierdie was te groot, en hulle wil nie in die moeilikheid by die volk kom nie. So hulle waarheid is 'n verdraaide waarheid. Die Sanhedrin, die Joodse raad. Die hoëpriester Kajafas natuurlik ook, hy is die een wat natuurlik hierdie komplot dryf teen Jesus, en getuies omkoop om vals getuienis af te lewer. Jesus verskyn ook voor Herodes, die aangestelde koning. Watter waarheid soek hy? Hy voel bedreig, want die klag wat teen Jesus gelê word, is die koning van die Jode. So vir hom is dit natuurlik 'n wen-wen situasie, as dit sy waarheid kan wees, sodat Jesus uit die weg geruim kan word. En
Daarom, omdat hy natuurlik weet hoe die Romeinse wette werk, en goed werk, en dit goed kan misbruik, is dit sy waarheid. En dan is daar die skares mense wat omgekoop is, weet ons, deur die priesters, en wat doen hulle? Watter waarheid sien hulle? Hulle is mantelswaaiers. Die een oomblik nog, aan die begin van hierdie Paasfees, as Jesus inry op 'n donkie se rug, is hy die koning. Nee, die seun van Dawid, Hosanna, word geskree. Die volgende oomblik skree hulle, kruisig hom. Nie vir hom nie. Moenie hom loslaat, die los vir Barabbas. So, watter waarheid sien Pilatus op die einde van die dag? As hy ook hierdie vraag vra, veritas est, in Latyn, wat is sy konklusie? Ek vind geen skuld in hierdie man nie. Want dit wat hy nog gesoek het, het hy nie eintlik gekry nie. En tog hang hy die bordjie. Watter waarheid sien Jesus? Jesus weet, die doringkroon moet hy dra, maar hy weet ook wat is sy werklike kroon. Jesus ken groter waarheid oor homself. Hy is die heerser van die heelal. Hy is die koning van konings. As ek van hierdie wêreldse koninkryk was, so 'n onderdanige geveg het om my te bevry. Maar my engele staan gereed en hulle weet van God se groter plan waar is. Jesus is kalm. Hy weet wie hy is. Hy gil en skree nie in verdediging nie. Hy is in beheer. Hy weet wat wag. Omdat hy groter waarheid ken, kan hy met kalmte optree. Hy is bewus van 'n groter waarheid. Hy weet dat die Vader alles in sy hande oorgegee het. Lees ons al vanaf Johannes 13, waar hierdie Paasnaweek se gebeure natuurlik begin beskryf word. Ten spyte van wat wag, en waarvan hy bewus is, weet hy sy bewus van 'n groter uitkoms. Sien, dit is die sleutel vir ons in ons les uit hierdie teks uit. Kan ons ten spyte van dit wat voorlê vir ons, omdat ons bewus is van groter waarheid, 'n groter uitkoms, kan ons vasbyt en deurdruk? Dis ons vraag. So watter waarheid sien ons? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie prentjie wat ons hier sien. Daar hardloop 'n man weg. En as mens net na dit kyk en net hierdie inligting gebruik, dan kan mens verskillende konklusies maak, afleidings. Dit lyk of hy iets in sy hand hou en hy's volspoed besig om weg te hardloop. Kry mense 'n bietjie meer inligting, dan sien 'n mens die groter prentjie. Hy hardloop vir sy lewe. En ons weet, Segway kan maklik tussen 30 en 40 km/h haal. Nou, dis hoe vinnig so Usain Bolt kan hardloop vir 'n stretch van 100 meter. So watter waarheid sien ons as ons na verskillende tonele kyk? Watter waarheid sien ons in ons eie oomblikke? Nee, in ons oomblikke van storms. Ons sien 'n storm aankom. Watter waarheid sien ons? Nou, ek praat nie net van 'n fisiese storm wanneer dit reën en donder weer en blits nie. Ek praat oor van die chaos in ons lewens. Oomblikke wat vir ons wag. Jesus sê, as my koninkryk van hierdie wêreld was, as dit die waarheid was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Sien, as ons dit weet, dan word ons kalm soos Jesus kalm word. Hy sê, ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. En hier is die kern van ons boodskap. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Ons behoort aan God se waarheid. Dit is die grootste waarheid. Dit is die enigste waarheid. Ja, mense het hulle opinies en hulle het hulle hoeke waarna kyk, en daar is verskillende weergawe van mense se manier hoe hulle kyk na dinge volgens hulle waarheid. Die sleutel lê, as ons aan God se waarheid behoort, dan luister ons na wat Jesus sê.
En ons reageer omdat ons geluister het na die groter waarheid. Ons luister omdat ons behoort aan die groter waarheid. En dan luister ons nie na die storm nie. Want deur die storm wat daar is daar 'n kruis van oorwinning en 'n leë graf. Jy luister omdat jy behoort, omdat jy losgekoop is met die bloed van Christus. Ken jy en weet jy groter waarheid en daarom luister jy na hom. Dan luister ons nie na die geraas binne in ons koppe nie. Binne in ons is daar soveel chaos. Ons kop is so besig, ons aandag is afgelei. Ons lê maar almal in 'n mate aan aandagafleibaarheid, omdat daar soveel chaos binne in ons is. En dan luister ons ook nie na die geraas rondom ons nie. Al die vrese en die bedreigings van die wêreld. Maar omdat ons God se waarheid ken en behoort aan groter waarheid, word ons kalm. Ten spyte van die storms wat daar is, binne in ons en buite ons. Dan word ons kalm, want dit gaan nie oor jou en my of selfs ander mense se waarheid nie. Dit gaan oor God se waarheid. En dit is ons fokus. Ook in hierdie Kerstyd wat wag. Die waarheid is dat die koning van alle konings se koms na die wêreld gevier word. En dan word ons kalm, want ons kan soos Jesus sê, gereeld as mense hom natuurlik bevraagteken, dan sê hy, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, en hoeveel kies ons dit nie ook, dat Johannes dit noem nie. Ons gaan nou na 'n video kyk. 'n Video deur Casting Crowns, wat juis oor die tema gaan. Kyk na die prente, kyk na die tonele, kyk na die woorde van hierdie video en geniet dit. Have the kind of faith it takes to climb out of this boat I'm in, under the crashing waves, to step out of my comfort zone into the realm of the unknown where Jesus is, and he's holding out his hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The waves they keep on telling me, time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. Do to have the kind of strength it takes to stand before a giant with just a sling and a stone, surrounded by the sound of 1,000 warriors shaking in their armor, wishing they'd have had the strength to stand. But the giant's calling out my name and he laughs at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The giant keeps on telling me, time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth
be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe. I will choose to listen and believe the voice of truth. I will listen and believe. I will listen and believe the voice of truth. I will listen and believe, 'cause Jesus, you are the voice of truth. And I will listen to you. You are. Kom ons word stil. Here, dankie dat in u sorg en u trou, u altyd die groter waarheid laat deurskemer. Ook vir ons. U waarheid, u veritas is die enigste waarheid. Dis die goue lyn, die goue draad wat vas staan deur al die eeue. Dankie dat u in beheer is van die geskiedenis. U skryf die geskiedenis. U staan met die boekrol in die hand. Ons weet hoe alles begin het en ons weet hoe alles gaan eindig. Dit is groter waarheid wat ons vashou ook in hierdie tyd. En daarvoor eer ons u. Maar Here, ons vergeet so maklik. Ons is nie altyd bewus en bly nie bewus van hierdie groter waarheid nie. En daarom vra ons dat u ons sal herinner, dat u Heilige Gees so kragtig in ons sal werk, dat ons dit altyd voor oë sal kan hou, sodat ook in ons storms, of op pad na ons storms toe, en as die storms na ons toe op pad is, wanneer ons voel ons het geen beheer nie, dat ons sal onthou dat daar groter waarheid is, wat ons vashou, dat ons behoort aan die waarheid. Dit is aan u. U is die waarheid, en die weg, en die lewe. Hou ons daarmee vas, ook in hierdie tyd van chaos. Chaos binne ons, die chaos rondom ons. Mag ons dan met volharding elke tree gee, en deurdruk, omdat ons weet daar waar gebeter uitkoms. Dankie dat ons Jesus het in die groot en heilige naam kom bid. Amen. Mag jy elkeen 'n geseënde dag hê in hierdie Sondag, in hierdie tyd wat ons so wonderlike reën ontvang. Mag die Here vir jou in hierdie week vashou met groter waarheid en elke dag daarna. Mag ons genoeg blootstel aan hierdie groter waarheid in ons afsprake met God, sodat ons met volharding elke dag kan loop. Amen.